Is ingeskakel op Groot Plaas en op 'n maandag is dit altyd lekker om te gesels met Dr. Johnny van der Merwe, hy is van Agricultural Market Trends oor die nuutste tendense in die landboumark. Johnny, goeiemôre, welkom terug. Goeiemôre Toepie, altyd lekker om die week saam met jou te kan begin. So Johnny, sojaboonpryse styg lekker in die laaste week. Wat presies het dit beïnvloed? Ja, Toepie, ons is op die oomblik kyk ons maar baie wat met die internasionale markte aangaan, spesifiek dan nou wat met die Amerikaanse pryse aangaan en hoe hulle verhouding dan nou met China ontwikkel op die oomblik. So daar is 'n bietjie probleme in terme van kwaliteit op die oomblik in die Chinese oes wat hulle gehad het. So daar is 'n verwagting dat hulle moontlik bietjie meer gaan moet inbring van Amerika af. Maar as ons nou gaan kyk wat die prys Brazil het natuurlik 'n ongelooflike groot oes. Ek dink 180 miljoen ton of iets. Dis ongelooflik hoe groot hulle oes op die oomblik is en hulle prys is ook laer as die Amerikaanse pryse. Maar China het dan nou ook afgekondig dat hulle moontlik meer vanaf Amerika gaan invoer, 'n moontlike addisionele 8 miljoen ton wat hulle gaan invat soontoe. So die vraag is eintlik as jy net van ekonomiese redes gaan kyk, dan moet hulle eintlik mos nou natuurlik van Brazil wat die goedkoper sojas op die oomblik is inkoop, maar ek dink daar's 'n bietjie 'n politieke spel aan die gang. Hulle kan dalk bietjie laer tariewe van Trump kry. Daar's ander voordele dink ek wat hulle dan nou kry en dan om die Amerikaanse om bietjie handels kan ek sê die wit vlag met hierdie handelsooreenkoms te swaai en te sê kom ons probeer bietjie meer 'n vrede rondom dit kry, want ek dink die Chinese ekonomie is ongelooflik hang ongelooflik af van hoe hulle handel bevorder word. Dit het ongelukkig dan nou nie oorgespoel na ons graanmarkte of na die mieliemarkte vir nou nie. Koring is wel bietjie op in Amerika spesifiek, plaaslik het dit nie regtig beweeg nie. Maar die mieliemark het nou nog nie opwaarts gereageer nie. Daar's wel sprake dat China sorghum gaan inkoop, ekstra mielies gaan koop, maar dit het nou nog nie gerealiseer en daai pryse opwaarts gedruk nie. So plaaslik moet ons nou gaan kyk wat met ons weeromstandighede aangaan en of ons dan by pariteite gaan bly en of ons 'n weerrisiko ook of 'n weerpremie in ons plaaslike mark gaan kry. Nou, ons het gesien die nuutste of die finale oeskatting is dan uit vir die afgelope seisoen. Mielies op na 16.65 miljoen ton, geweldige groot plaaslike oes. Sojabone op na 2.8 miljoen ton. Sonneblom was op, koring was klein bietjie op, maar die kleiner kommoditeite, grondbone, katoen, al daai tipe ander aspekte of kommoditeite het 'n bietjie laer oes gehad. Plaaslik sien ons nog nie 'n premie in die weerrisiko wat ons soos die weer nou aangaan nie. Daar's wel sprake dat ons baie droë kolle het in sekere areas. En die groot bekommernis is nou meer na die weste toe, die witmielie areas. As ons vir die volgende maand byvoorbeeld nie gaan reën kry in daai areas nie, gaan ons regtig 'n groot probleem kry. En dan kan ons 'n sterker premie in die markte sien. En ek dink veral wit gaan dalk eers reageer. Ek dink geel het 'n minder risiko, die ooste is beter vog gekry, maar daar is ook sprake van sekere areas vir wat sojas en die geelmielies bietjie onder druk begin kom. So die volgende maand plaaslik is baie belangrik en dit moenie net vir die markte om te reageer. Is dit nie net kol wat ons moet droë areas kry nie. Dit moet 'n effek natuurlik op ons nasionale oes gaan hê om vir die markte om te reageer. Maar tans sien ons dit nou nog nie en dryf aan internasionale markte ons veral ons sojapryse bietjie op nou. Johnny, ons het nie meer baie tyd nie, maar kom ons raak net vinnig daaraan. Back and close hier, het dit al 'n impak gehad op ons vleispryse? Ja, ek dink as van die waardeketings wat bietjie bekommerd is oor aanbod spesifiek en ons sien pryse wat hierdie tyd van die jaar kom pryse gewoonlik sterker af as wat ons nou sien. So pryse is besig om bietjie af te kom, maar ek dink die aanbodsprobleem hou die pryse. Ons het gesien varkpryse bly hoog. Daar's siekte uitbrake by hulle ook gewees. So daar's bekommernis rondom dit, so daai prys bly hoog. Hoenderpryse bly redelik hoog. En ek dink dit boupryse relatief op 'n hoër vlak.
Baie interessant is die lampryse het laasweek met meer as 10% die stoorlampryse afgekom. En dis maar 'n resultaat van die slagpryse, die autopryse, 2-3 pryse wat dan ook redelik sterk afwaarts beweeg het die afgelope week of so. Johnny, altyd 'n plesier om met jou te gesels. Baie dankie. Ons maak volgende maandag weer so. Dr. Johnny van der Merwe van Agricultural Market Trends om vir ons te sê wat die nuutste tendense in die landboumark. Ons is terug op Groot Plaas net hierna. Welkom terug op Groot Plaas. So ons gas saam met ons vanoggend Johan Jordaan, hy's die keldermeester by Spierwyne en ook vir 'n tweede agtereen volgende jaar aangewys as die meester Chenin Blanc wynmaker tydens die Master Winemaker 100 aankondigings in Parys. Johan, goeiemôre en welkom op Groot Plaas. Goeiemôre, baie dankie. Dit is 'n voorreg om saam met julle te kuier. So 2 keer in 'n ry het jy die weggestap met die pryse. Wat maak jou Chenin so anders dat die mense in Parys se lief is daarvoor? As dit maar net in Parys was daarom die hele wêreld. Nee man, dit is Chenin Blanc is 'n kultivar waarop ons nogal toespits die afgelope paar jaar. En ons leen maar by ander kultivars en sien wat ons daar gemaak het en dan pas ons dit toe op Chenin Blanc en dis nou die resultate wat ons kry. So, wat maak Suid-Afrika so besonders wanneer dit kom by Chenin Blanc produksie? Man, ek dink ons klimaat is nogal toegeleend tot die kultivar. Die kultivar hou nie heeltemal van sulke koue nat weer nie en dit hou van 'n bietjie sonskyn. En soos julle weet, het ons lekker baie sonskyn in Suid-Afrika en hier in die Wes-Kaap. So ons gronde is natuurlik nie te oorgeil nie en Chenin Blanc as jy te klam of te kleiryke grond het, dan gaan jy bietjie vrot toestande kry. So afhangende van waar dit geplant is dit eintlik ideale kultivar vir ons. Nou, Suid-Afrikaners is baie bederf met 'n hele klomp goeie handelsmerke, maar wat beteken 'n toekenning soos hierdie vir julle handelsmerk spesifiek? Soos ek voorheen gesê het, omdat ons osself so toespits op Chenin Blanc die afgelope paar jaar, is dit eintlik net 'n lekker veer in ons hoed wat bevestig dat dit wat ons doen, dit waarmee ons besig is, ons op die regte pad sit. So ons het baie goeie vriende in die bedryf wat ook baie op Chenin Blanc fokus. En omdat ons so lekker samehorige bedryf is, vat ons eintlik maar ons almal die Chenin Blanc kultivar vorentoe as Suid-Afrika se vlaggenskap. Nou, jy praat ook in die stukkie wat ek gelees het van wynmaak van grond tot glas. Wat beteken dit nou prakties? Ja, dit klink baie romanties en dis boerdery op die ouend, so ons moet dit vir onsself lekker maak. Die belangrikheid is maar net, jy weet jou grond is jou belangrikste matriks waarop jy enigiets moet baseer vir wat jy wil verwerk na 'n produk toe. So wyn is natuurlik 'n landbouproduk verwerk van grond af tot in 'n glas. So begin met die regte grondkeuse, natuurlik moet jou grond aangepas word as daar tekorte is of as jy dalk 'n bietjie gips of kalk nodig het. So ons moet begin met die regte grondkeuse as ons by die wynstyl wil uitkom wat ons op die ouend wil maak. So dis 'n bietjie praat van 'n reverse engineer. As jy 'n vrugtige styl wil maak, kies jy 'n spesifieke grond en op die ouend wil jy ook nie sukkel nie. Jy wil jouself reg opstel. So begin by die grond en dan sit jy eindig jy by die styl in die glas en alles belyn dan mooi. Johan, so kom ons praat gou 'n bietjie daaroor as dit gaan oor grondgesondheid. Wat doen jy voor 'n seisoen om seker te maak dat jou grond is reg? So ons fokus baie op herlewingslandbou, so dit is ons nou maar die gonswoord die afgelope tyd. En ons weet dat as ons werk in weidings en dis meer waar ons voloppervlak boer, is dit baie makliker, maar ons waar ons in wingerd, ek praat altyd van strip farming doen, is dit eintlik 'n bietjie moeiliker. So om grondgesondheid aan te wakker en te help, doen ons natuurlik dekgewasse, ons doen natuurlik na elke seisoen doen ons grondaanledings. En ons probeer nou maar nie heeltyd om chemies reg te stel nie. Vir ons is dit baie belangrik dat die mikrolewe in die grond ook gevoer word. So ons kyk natuurlik na jou bakterieë, jou fungi. Alwurms wat 'n vloekwoord is vir baie ouens is dat daar's natuurlik goeie alwurms ook so. Ons kyk na daai diversiteit in die grond en ons probeer dit stimuleer dat die grond vir ons werk, dat die grond vir die plant voorsiening maak en ons nie net altyd uit 'n sak uit dit hoef te doen nie. Is dit ook waar dat ouer wingerde bietjie meer spesiaal is of beter is wanneer dit kom by Chenin Blanc spesifiek?
Dit is die kultivar van die meeste ou wingerde. So ek wil ook dalk net bysê dat nie elke ou wingerd is dalk bestem om 'n amazing wyn te maak nie. Partykeer is dit maar net op 'n area waar dit nie eintlik moes gewees het nie. So as dit op die regte area staan, die regte grondtipe met die regte makroklimaat, dan is wat gebeur met Chenin Blanc is sy skil raak 'n bietjie dikker, so jy het 'n bietjie meer geur, bietjie meer tekstuur in die skil. En dan wanneer jy dit verwerk na 'n wyn toe, het jy net soveel meer om mee te werk. So as ons nou kyk na julle 2023 oesjaar, watse uitdagings het julle gehad om half seker te maak dat julle gaan uitkom by 'n goeie Chenin? Dit was 'n redelike nat somer, of kom ons praat van 'n nat parstyd, dis ons pars van Februarie tot einde Maart. En so daar moes ons baie goed geselekteer het. So hierdie spesifieke wingerd wat ons gebruik vir die 21 Gables Chenin Blanc, pluk ons omtrent so 6 keer, afhangende van die seisoen. En elke keer wanneer ons deur die wingerd gaan, word met die hand gepluk. Pluk ons nou net die geel trosse. Ek sê altyd daar's meer geur in geel as wat daar in groen is. So in ongelyke oesjare soos 2023 moet jy seker maak jy selekteer reg. En dan natuurlik by die kelder is daar nog 'n seleksieproses vir as die mense in die wingerd 'n paar dingetjies gemis het. En dan breek ons daai hele gisting op in verskillende komponente tot 7 van hulle. En dan oor tyd bring ons dit weer terug na mekaar toe. So jy deconstruct en reconstruct amper half die oes, as ek dit so kan stel. Johan, so, jy het nou so 'n bietjie gepraat van daar word werk ook in die kellers gedoen, maar hoe besluit 'n mens op die hoeveelheid hout invloed wat 'n mens op jou wyn wil hê? Ja, dit is stylgedrewe. So as jou mark vir jou aandui dat hulle hou van 'n swaar gehout of 'n botteragtige tipe Chenin Blanc, dan sal jy natuurlik met 'n ouer wingerd begin wat bietjie meer tannien in die skil het wat die hout kan absorbeer en akkommodeer. Maar as jy nou 'n jong wingerd het met 'n dun skil en baie vrug, dan gaan jy nie noodwendig daai wyn of druiwe gebruik om 'n houtagtige styl te maak nie. So hout is altyd gesien as 'n bydraende komponent vir kwaliteit, maar jy kan natuurlik jou hand oorspeel ook. So lekker fyn balans van hout gee net 'n bietjie meer 'n volronde gevoel of 'n bietjie afgerondheid en 'n meer talmentheid op die smaak. So laat dit meer kosgedrewe kan wees of 'n bietjie meer net 'n bietjie meer teenwoordigheid het. So duidelik is jou palet heel ingestel op wat die mense van hou, maar hoe het jou wynmaak filosofie oor die jare verander? Want toe ek 'n jong man was, jy weet ons is dink ons altyd ons kan die wêreld verander of die wêreld moet doen wat ons wil. So ek het altyd gesê maak dit baie groot en dan vat jy soos 'n beeldhouer vat jy net maar die buiteltjie en die hamertjie en jy chip en maak die wyn mooier en meer afgerond oor tyd. Beste wyne word natuurlik oor tyd gemaak en nie oor nag nie. En vandag het ek my fokus baie meer teruggeskuif na die wingerd toe. Ek bedoel as jy daar klaar sleg begin, dis amper soos braaivleis. Jy kan nie met 'n gemiddelde wingerd 'n uitstekende wyn maak nie. Jy moet al die aandag in die wingerd sit en in die grond sit waar alles maar eintlik begin. En dan in die kelder kom rond ons eintlik dan maar net af. Hierso is ons gistingsbestuurders. Ons maak seker dat ons wyne droog gis, ons maak seker dat die geurprofiel reg is, dat dit nie te warm gis of te koud gis nie. Maar hoofsaaklik het ek my filosofie teruggeskuif wingerd toe. Johan, ons het so vinnige 30 sekondes. Waar sien jy die toekoms van Suid-Afrikaanse Chenin Blanc as dit kom by die wêreldmarkte? Ek dink dis definitief een van die cultivars wat die meeste aandag geniet op die oomblik. Ons het ook oor tyd ons kunsies verfyn met Chenin Blanc. So die wyne en die style wat jy tans buite in die mark kry is baie aantreklik vir die mark, meer vrugtig, rond, meer afgerond, nie so suur nie. In die wêreldpalet verander ons maar gereeld. So dit is maar wat die wêreld soek op die oomblik. Johan, baie dankie dat jy met ons gesels het vanoggend. Johan Jordaan, hy is die keldermeester by Spier Wyne en ook sy tweede agtereenvolgende jaar wat hy aangewys is as meester Chenin Blanc wynmaker. Dis al waarvoor ons tyd het vir Groot Plaas vir vandag. Ons hoop met 'n wonderlike maandag en dan skakel môreoggend weer saam met ons in en dan gesels ons verder.